Kan ek hoor, ek wil nou nie een miljoen hande opsteek, julle moet opstaan. Wie van julle, ek dink ek gaan vra het nie, maar kom ons sê, wie van julle het al of wil al Mount Everest gaan klim? Staan op. Alet wil jy? Goed. Weet iemand 'n goeie psigiater wat ek vir Alet kan? Ek het nou in die week sommer net so 'n fliek gekyk oor Mount Everest. Dit het so 'n bietjie gaan net kyk. Kyk, ek wil nou sê mense wat gaan draf of gaan stap, ek sê ek het gelukkig nog geld vir petrol in die kar. Ek is mos nou nie 'n sportene nie. Maar ek het so 'n bietjie gaan kyk na Everest. Ek het so 'n stukkie uit 'n video. Ek kon nie glo wat ek gesien het daar. As climbers start to get within striking distance of the summit, they enter an area known as the death zone. It's hard to describe how painful it is and how difficult it is to do even the most simple thing. You just don't have the oxygen you need. What that means is our cells are dying. And there's a century worth of broken down bodies visible all over the death zone. Do you see the black thing with an orange piece of webbing or something on it? Yeah, I can see the body. It's really, really sad. And so there are so many people up on the mountain who shouldn't be there, being led by people who shouldn't be leading. But inadequate experience is not the only major problem on the mountain this season. The windstorms besieging Everest this year have forced the summit window to shrink from a few weeks to only a few days. And all expeditions waiting to scale the peak have decided to take advantage of this one and only opportunity. Very short window of survival. And so, looking at the big queues on Everest, it is very clear that people will die this season. Ek kon dit nie glo nie. Ons weet daar gaan 'n klomp mense dood wees. En die ergste is as jy dood gaan, dan los jy jou daar want jy ontbind nie, jy bly daar gevrees. Is daar enige iemand wat baie graag Alet wil jy nog Everest? Nee, ek het nog nooit 'n behoefte gehad aan daai storie, want ek meen dis totaal dis absurd, maar 'n paar jaar gelede hoor ek van iemand in die gemeente die kind vertel van sy ma, en ek ken die ma ook, bly in Johannesburg. Sy is Nepal toe. Ek sê, wat? Nee, sy is na Everest. Ek dink ek het die vrou nou nie eers gegroet nie, en ek meen nou gaan sy Everest toe. En toe sy nou terugkom en sy het nou oorleef, toe vra ek van waaroor het gegaan, ek sê nou geklim, sy sê nee, ek moet nou nie mal wees dat ek dink sy gaan nou klim tot daar bo nie. Ek sê nou wat het jy gedoen? Sy het gesê nee, ek het gegaan om daar onder te staan en die berg te bewonder. Toe dink ek nou vir so Everest ekspedisie sal ek op my kant sien om net daar te gaan staan en die berg te bewonder. Dis verskriklik indrukwekkend as jy na al daai detail kyk, maar dis lewensgevaarlik. Ek wil nou amper sê, iewers moet jy 'n streep trek tussen dom wees en bewondering. Nou, ons teks van vandag is amper so teks. Dit vertel vir ons, as dit by God kom, moet jy in verwondering staan voor die Here. Ek wil vir julle sê, ek het 'n paar keer hierdie week koue rillings gekry. Ek het in Bloemfontein gaan studeer met 'n baie spesifieke rede. Almal in Douglas het ons nou Kaap, Stellenbosch is die enigste plek, maar 'n prokureur by ons het vir my gesê ek moet Bloemfontein toe gaan as gevolg van hulle wysbegeerte, hulle filosofie. Hulle het 'n gereformeerde filosofie, die wysbegeerte van die wetsidee. En die professor wat vir my klas gegee het was ongelooflik slim. Hy het gaan navorsing doen in wiskunde. Nou moet jy weet, hy's 'n filosoof wat in wiskunde en al hierdie goeie se doen. En die een ding wat hy by herhaling gesê het is, ons fundament waarop die wysbegeerte berus is Romeine 33,
vers 36. Want uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Dit was my elke keer soos 'n hout in die kop. Dit was 'n wonderlike ervaring. Hierdie super intelligente wiskundige wat sê dit kom terug tot uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Ek wil dat ons hierdie gedeelte lees. Dis die einde van Romeine 11. Romeine, as jy na die hele Romeine boek kyk, het 2 dele. Die eerste deel is hierdie klomp leerstellige goed, ingewikkelde goed. Dis Romeine 1 tot 11. En dan prakties, ons prakties gaan leef. Ons gaan, as die Here wil, volgende week daarmee begin hoofstuk 12 tot 16. Die laaste deel van die leerstellige 9 tot 11 is die moeilikste. Dit gaan oor Israel en die redding en die uitverkiesing en al die goederse. En dan eindig Paulus hierdie hele gedeelte met die volgende woorde. Ons lees dit saam. Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik sy oordeele. Hoe onnaspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid toe, vir alle ewig. Amen. As ons Romeine lees, wil ek nou amper sê, is dit asof ons nou aan die voet van Mount Everest staan. Ek het nou gaan kyk, watter invloed het Romeine, hierdie boek wat ons lees, in die wêreld gehad. Augustinus. Baie van julle ken vir Augustinus, baie ken hom nie. Ek het tot diensplig gedoen het 'n musical geskryf oor Augustinus wat ons by die Kunsfees opgevoer het. Ek is baie gek oor Augustinus. Hy is een van die kerkvaders wat beide deur die Katolieke en die Protestante aangehaal word. Nou dit wil nou nogal gedoen wees. Augustinus was hierdie super losbol. Kan nie die kerk onregtig beskryf nie. Hy het in Noord-Afrika gebly. Sy ma het so gebid het 'n keer gegaan dat hy op 'n skip geklim het en Milaan toe gevlug het net op sy ma se gebidderheid weg te kom. Wat doen ma? Klim op die skip gaan agterna. Sy praat met die biskop Ambrosius en sy sê, wat gaan gebeur? En hy sê vir haar, Monica was haar naam, hy sê vir haar, 'n kind van soveel trane en gebede kan nie verlore gaan. Wat gebeur? Augustinus, op 'n manier, lees hy in Romeine. En daar verander sy hele lewe. Hy lees in Romeine en hy besef dat hy 'n sondaar is, hy besef dat God hom liefhet. En dis nou maar 'n waardige storie. Hy en sy buite-egtelike kind is dieselfde dag gedood. En hy het een van die bekendste skrywers in die geskiedenis geword. Die volgende groot ou was Martin Luther. Martin Luther wat 'n stryd gehad het, hy was 'n monnik in die kerk, die destydse Katolieke kerk, en dit was so verskriklik. Waar kry ek 'n genadige God? God is so wreed, God is so strafgerig, hy wil almal net doodmaak. Hy het 'n krisis gehad met die Here en wat gebeur? Hy lees in Romeine 1 en hy ontdek 'n genadige God. God is glad nie soos hierdie monster wat hy gedink het nie. En julle weet, Martin Luther het die hele wêreldgeskiedenis verander. Nie net die kerk. Calvin, dis nou ons geestelike voorvader. Calvin is een wat baie sterk klem gelê het op Romeine. In die moderne tyd, John Wesley sê, dit is Romeine wat die hele, hy is die stigter van die Methodiste kerk, die Methodisme aan die gang gesit het. Karl Barth, gelukkig was hy voor my tyd, ek het hom nie gelees nie, baie ingewikkeld, maar Karl Barth het die hele 20ste eeuse teologie hier in die 1920s verander. Jy het hierdie liberalisme gehad in die kerk. Dit is 'n ding wat hier van 1830 afkom en hy het teen hulle geveg aan die hand van Romeine. En Karl Barth het gesê, hierdie verse wat ons vandag gelees het, is die klimaks van Romeine. Hierdie
verse word beskou as die sleutel waarmee jy na die hele Bybel. So dis 'n kort gedeeltjie en ons ken. Ek dink amper as ek moet sal kom uit my kop uit kan opsê. Hoekom is hierdie gedeelte so belangrik? Ons het nou Romeine gelees die afgelope tyd, maar jy op jou eie Romeine gelees het. Homoseksualiteit, mag dit of mag dit nie? Sê die Bybel is verkeerd, sê die Bybel is nie verkeerd nie. Romeine 1, weet julle hoeveel boeke is al geskryf oor homoseksualiteit of selfde geslag verhoudings op grond van Romeine 1. En dan beklei hulle teen mekaar, want dis nogal 'n tricky storie. Is die Jode beter as die nie-Jode? Het hulle voordeel? Is die nie-Jode beter as die Jode? Want kyk, die Jode het mos, hoe het hulle gesê hier in Rusland in die 18e, die Jode is mos die Christusmoordenaars. So, God het die Jode verwerp, hou nie van hulle. Nee, sê die Jode, ons is God se volk. Die hele kwessie van die wet. Watter plek het die wet? Kyk, ons het dan baie tyd in die Wes-Madeira, as jy nou van gevra en sê, "Ai, dis so moeilik, kom ons gesels oor flieks wat wys of so iets." Dis so moeilik om oor die wet te praat en hoe hanteer ons die wet? Die feit dat ek die wet wil doen en dit nie kan doen, die totale verdorwenheid van die mens. Dis so moeilik. Nou kom ons by uitverkiesing. Romeine 9 is daarna gekyk. Wat gaan aan met uitverkiesing? Weet julle hoe moeilik is daar storie? Weet julle hoeveel daar al kerkskeurings gekom rondom die hele kwessie van uitverkiesing? Selfs tussen die sisterskerke, die NG Kerk en die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk, is daar rondom die kwessie van die uitverkiesing baie keer so klein bietjie spannend. Die ware Israel. En was by waar die NG Kerk dominee gesê het, ons moet ophou met daardie leuen dat die kerk die ware Israel is. Die Jode is die ware Israel. En dan hoor ek waar iemand preek en sê, maar die Jode is nie omdat hulle biologies Israel is nie, dis almal wat glo wat die ware Israel is. Wie is reg? Die hele kwessie van God se regverdigheid. Is God regverdig as 'n sondaars toelaat om hel toe te gaan? Baie mense het 'n probleem daarmee. Hoekom het God vir die mens 'n vrye wil gegee? Hoekom het God nie daai vrugteboom, die boom van kennis net uitgehaal en gesê, sorry Adam en Eva, julle eet wat julle eet en los die res? Hoekom het hy daai boom daar gegee? Hoekom het ek 'n keuse? Hoekom het my kind 'n keuse? My kind kan besluit of hy of sy vandag die Here wil dien of nie, kerk toe wil kom of nie, saam wil bly nie, of hulle 'n boeddhist wil word of 'n Christen wil bly. Hoekom het die Here vir ons 'n vrye wil gegee? Hoekom het die Here vir ons daardie se vrye wil gegee? As hy gemaak het dat as iemand wil steel, dan verstar sy. Hoekom het die Here dit nie gedoen? Hoekom het mense die vrye wil? Dis regtig diep vraag. En dan Jesus Christus. Paulus skryf dat Jesus vir baie struikelblok is. Ek sou so graag vir boeddhiste wil sê, weet jy, gaan maar aan, julle sal eendag in die hemel kom, julle is goeie mense. Nee. Jesus Christus is die antwoord. Goeie mense kom nie in die hemel nie. Gelowige mense kom nie. Is dit regtig so dat dit nodig was? Ek dink ons het laasweek daarna gekyk dat Israel moes ongelowig wees sodat die evangelie na die ander toe kon gegaan het, na die Grieke en die Romeine toe. Was dit regtig nodig dat party mense hardnekkig moes wees teen die geloof? En dan 'n ding wat ons by die katties kan baie kry. As jy eenmaal 'n kind van die Here is, kan jy weer verloor gaan of nie. Die beeld van die olyfboom, kyk, as 'n tak ingeënt is en hy dra nie vrugte nie, dan kan jy hom maar weer afsny. Kan dit gebeur dat jy jou lewe vir die Here gee en dan so op die verkeerde pad loop dat jy weer kan verloor gaan? Ek kan vir jou baie argumente vir en teen uit die Bybel kom. En dan een van die grootste vrae seker. God is 'n God van liefde. Kan hy nie maar gee dat almal uiteindelik gered word nie? Kyk, die Katolieke het 'n snaakse ding. Hulle die leer van die Vader. Nou dis
skrikwekkend, maar op 'n manier is dit nog iets 'n mooi idee daagter. Hulle sê as jy nou baie sonde gedoen het, dan gaan jy nou na jou dood in hierdie vuur en dan word al jou sonde uit jou uitgebrand. As jy baie sonde gedoen het, gaan jy baie jare in die vuur bly. As jy min sonde gedoen het, gaan die vuur vinnig brand. En dis hoekom Martin Luther so in opstand gekom het, want hulle het gesê as jy 'n aflaat koop, as jy vir die kerk se boufonds geld gee, dis vir die Sint Pieters Kathedraal in Rome, dan kan jy mense uit die vaarvuur uitkoop. As jy weet jou oupa was 'n verskriklike dronkland, vloek, nooit kerk toe gaan nie 'n Sondag, en jy weet hy's nou in die vaarvuur, as jy nou baie geld betaal vir die kerk se boufonds, dan kan oupa gewoon sommer hemel toe gaan. Dis vir my belaglik, maar daar's ook iets mooi daarin dat God wil hê dat alle mense gered word. Dit glo ek met my hele hart. Ons almal ken Johannes 3 vers 17, so lief het God die wêreld gehad. God wil nie hê dat een mens verlore gaan nie. Kan God dan nie maar maak dat almal op die ou einde gered word nie? As ek nou vir julle sê, ons gaan hierdie vrae antwoorde opkry vandag. Wie vir julle gaan saamgesels? Ek wil vir julle sê, as julle hierdie vraag van my vra, sê julle wil antwoord hê, sê ek gaan koffie drink, en oor 'n paar jaar tree ek af, dan kan julle vir die volgende doen. Hierdie is sulke moeilike vrae. Dis ongelooflik moeilik, en die probleem is, ek wil amper sê vir elkeen van hierdie vrae, kan ek tekste in die Bybel kry wat vir jou sê ja, en tekste wat sê nee. Regtig waar. Ek stem nie met almal saam nie, maar ek het nou al geluister na hierdie debatte. Hoe mense sê dit is so verskriklik moeilik. Vir baie mense is dit maklik. Hulle haal 'n klomp verse uit en gooi dit, maar dan kom iemand met ander verse en dan sê ek net, ek weet nie. Hierdie dinge is so moeilik. En dit is van die bergpieke wat daar nie in die Bybel is nie, maar wat daar in die wêreld is. Ek het julle vertel van ons wysbegeerte. Een van die grootste vrae wat hulle gevra het is, ek gaan dit nou stel so wat hulle het gestel het, is die sondige werklikheid steeds sin? Dit klink baie moeilik gestel, maar waaroor dit gaan is, ken jy Christene wat leef soos ongelowiges en ken jy mense wat nie die Here ken nie, wat goeie mense is? Dan gaan ek vir jou sê ja. En dit is 'n verskriklike krisis, want hoe kan mense wat die Here nie ken nie, goeie mense wees? Ons leer ons dat die sonde ons totaal en al verdorwe het. Hier vroeg in Romeine het ons gepraat van die totale verdorwenheid van die mense, dit is Romeine 3, as ek reg onthou. Hoe is dit moontlik dat daar mense kan wees wat glad nie die Here ken nie, en regtig waar goeie mense is, goeie bure, goeie landsburgers? Ek weet nou nie, ek het nou maar my idee van die Boesmans kom van the Gospels be crazy af, maar daar hierdie mense wat nie die Here ken nie, hierdie mense wat nie kookpoppels ken nie, maar net mense wat in vrede met ander wil saamleef. Boeddhiste. Gister berig net het ek gespreek oor mense wat in Taiwan vir 'n jaar gewerk het. Hulle sê die boeddhiste is 'n goeie mense. Dit maak nie sin nie. Hoe kan jy 'n goeie mens wees as jy nie die Here ken nie? En aan die ander kant, hoe kan jy die Here ken? Hoe kan jy God bely? En dan nog steeds korrup wees? En dan nog steeds sonde doen? Ek wil vir julle sê, hierdie is Mount Everest vrae. En dis vrae wat in Paulus se tyd al aktueel was. In Paulus se tyd het die mense hierdie vrae gevra, dis hoekom hy hierdie brief geskryf het. En nou het Paulus 'n klomp goed geleer wat vir my voel dit baie keer dankie, maar hy maak my amper deur mekaar ter as wat in my hand. Wat besef 'n mens as jy hierdie dinge gelees het? As jy hierdie dinge gelees het, besef ek een ding, en dit is God
is so oneindig groot, dat ek nie moet dink ek kan al die antwoorde kry of verstaan. As die Here vir my die antwoorde gee, verstaan ek dit nie eens. En dit is presies waaroor dit hier gaan. Julle sien as Paulus al hierdie ingewikkelde goed genoem het. En ek weet nie wie van julle met groot doop en klein doop al te doen gekry nie. Wie van julle het met watter kerk is reg en sulke. Daar's soveel goed waaroor mense verskil. Soveel belangrike goed. En as Paulus nou by hierdie punt kom, wat doen hy? Kom hy om vir jou antwoorde te gee? Nee. Hy is nie die een wat sê, kom ons klim Mount Everest en kyk wat daar is nie. Hy is soos hierdie vrou wat sê, ek het hier onder kon staan en ek het gekyk na die berg. En dit was vir my wonderlik om te sien hoe groot hierdie berg is. Job het dit agtergekom. Job het 'n klompie probleme gehad. Hy het verskriklik baie probleme gehad. Op 'n stadium het hy nie net sy besitting, sy geld verloor nie, maar tot sy kinders het almal gesterf in ongelukke. En dit het verskriklik gegaan met Job. En Job het gesê, Here, hoekom? Here, hoe kan hierdie dinge gebeur? Job is 'n lang boek. En vir basies, ek wil nou amper sê 37 hoofstukke, baklei Job met die Here. Baklei hy met hom. Vra, Here, antwoord. En wat doen die Here? Dis ongelooflik. Hy kom en hy sê, goed Job, het jy nou klaar gepraat? Ja, ek soek nou antwoorde. Die Here sê, Job, daar in die rivier is 'n krokodil, van die krokodille maak hom maklik, jou kinders moet hom kan speel. Nee, Here, ek is bang vir 'n krokodil. Wie maak hom 'n krokodil vandaan? Die Here sê, ek het hom gemaak. Jy is bang vir 'n krokodil, maar jy sien kans om vir my uit te daag om vir jou antwoorde te gee. Job, gaan vang 'n leeu, laat hy gras eet daar in jou agterplaas, en laat hy vir jou klein leeuetjies kry, sodat jy kan boer met leeu's. Nee, Here, die leeu gaan my doodmaak. Jy is bang vir die leeu, maar jy is nie bang vir my nie. En dis die punt wat die Here met Job wil maak, is om te sê, ek weet nie of ek dit regstel nie, maar in my gemoed wil ek sê, ek stel nie belang om alles van God te verstaan nie. Ek is nuuskierig, ek wil soveel as moontlik verstaan. Weet jy, as my kar gebreek het, en ek het hom ingevat en hy is reg, ek is so bly. Dan sê hulle vir my, hier is die stuk en ek sê, wie jy die kar ry, dankie tog. Gisteroggend het ek die krisis gehad, ek het die pomp aanvergeet en toe gisteroggend wil kom, toe pomp en toe dan die pomp is uitgebrand. Ek bel die ouers sal na God kom kyk na alles, ek is toe met haar in Kalenden en hulle bel meneer die pomp werk. Meneer, weet jy wat was fout? Ek sê nee, die pomp werk, dankie, dis al wat ek kom. Ek is nou ongelukkig so, as die pomp werk is ek baie bly. Ek is nie tegnies nie en ekskuus maar, ek wil nou sê, ek stel nie belang in daai dinge nie. As die ding werk, is ek bly. Ek is ene wat verskriklik graag gesels oor die Bybel, nuwe dinge ontdek, maar iewers kom ek by 'n punt waar ek sê, ek kan God nie verstaan nie, maar ek is bly dit werk. Ek is bly God werk vir my, want in my lewe kan ek nie sonder hom. Ek is bly God werk vir so baie ander mense. Dan kom mense met 'n krisis na my toe, dan probeer ek praat en ek het nie antwoorde nie. En dan raak ek stil en dan bid ons en dan sien ek hoe dat al het ek nie 'n antwoord nie, God werk. Want hy bring rus, hy bring vrede, hy bring aanvaarding. Job, toe die Here vir hom gesê, Job, nou goed, kry nou mooi in jou kop, wie is God en wie is Job? Dan praat ons verder. Dan lees soos Job het gesê, Job 39 vers 36 na 37. Job het die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te onbelangrik. Wat sou ek u antwoord? My hand lê ek op my mond. Toe Job besef met wie hy te doen het, toe sit hy sy hand voor sy mond en hy sê, Here, ek het nie mooi gedink. Ek het nie besef wie u is. Paulus
kom met hierdie, hy sê, wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as 'n raadsman opgetree? Wie sou ooit met 'n plan kon uitkom soos wat God gekom het, dat Jesus mens geword? Kyk maar na al die godsdienste. Vir die een moet jy mediteer, vir die ander moet jy wiele praat. Jy moet allerlei goeie sit doen. Mense kom met slim planne wat vir hulle niks help. God kom en hy sê, man, ek sal mens word. Ek sal aan die kruis sterf. Ek sal hulle loskoop. Ek sal in die dood ingaan, en vir die dood die graf van binnekant af oortbreek, en vir hulle die ewige lewe gee. Wat? Wie sou daarin kon dan? Geen mens? Die skepper. Wat doen die wetenskap? Die wetenskap kyk na die wonder van God in die skepping. Daarom wil hy wiskunde kenner sê, uit God is alles. Want elke wonderwerk wat ons het rondom plante, kunsmis, grond, analises, al die goed, al hierdie dinge, het God moontlik geword. Alles is uit God. En as ons dan nou kunsmatige goed maak, dan naap ons maar net die natuur. Uit God is alle dinge. Alle dinge kom van God af. Maar nie net uit God nie. Ook deur hom. Want hy is die een wat dinge in stand hou. Gaan dit reën vanmiddag? My foon sê so. Maar my foon maak nie die reën nie, die Here maak. Dis hoekom ons hier kom en ons bid, en ons sê, Here, ons weet dit het baie te doen met die weerstelsel en al die dinge, maar wil U nie gee dat die dinge so sal werk, dat ons reën kry, wat ons dit nodig het. Uit God is alles, maar ook deur God. Dis hoekom ons bid, dis hoekom ons kerk toe kom, dis hoekom ons die Here dien, want ons leef deur. En dan die laaste is, tot hom. Tot hom is alle dinge. Hoekom leef ek? Ek leef hier om God se lig te kan uitstraal. Dit bly vir my 'n wonderwerk. U met die maansverduistering. Ek hoef nie lig te maak nie. Ek hoef net God se lig uit te straal. Dis lekker, en die van julle wat al met my gepraat het, en selfs met die bietjie vrae wat pla, kan sien, ek hou van uitdagings, ek hou van redeneer. Ek hou van om goed in die Bybel te gaan ontdek. Maar een ding moet ons besef. God is die almagtige Mount Everest. Ek is hierdie dom mensie wat dink as ek daai berg kan uitklim, dan het ek iets bereik. Ek kan nie daai berg uitklim en God is te groot. Maar hy laat my toe om hier aan die voeteneind van die berg, hier op die lae bergpieke te gaan staan en te kyk en te bewonder en te sê, Here, hoe groot is U? Dankie dat U in U grootheid met my moet doen, dat U weet wat my dokter vir my sê, dat U weet wat my bankrekening vir my sê, dat U weet wat my baas by die werk vir my sê, dat U weet wat my werkers vir my sê, dat U weet wat in my lewe aangaan, dat U weet wat my liefde is, wat my gelukkig maak, dat U weet wat my diepste hartseer en my diepste bekommernis is. Here, hoe groot is U? Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onaanspeurlik sy weet. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, en vir wie sou hy dit moes vergoed? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe.